Goeiemôre getroues in die Here. Weer is ook vir jou vandag. Groet is elkeen in die wondernaam van Jesus. Nou vriende, van vandag af in die komende dae wat kom, wil ek met u praat oor die heiligheid van God. Maar voordat ons oor die begrip heiligmaking kan praat, want God sê vir ons in 1 Petrus 1 vers 15 en 16, wees heilig want ek is heilig. Voordat ons kan praat oor heiligmaking en dat ons heiligmaking moet nastrewe en najaag, moet ons eers kyk na God, wat deur sy woord ons roep tot heiligmaking. Maar kyk ons na God, kan ons die vraag vra, het God die reg om te vra dat ek moet heilig lewe en heiligmaking najaag? Is God heilig? Kan hy dit van my eis? Is heiligmaking in ooreenstemming met die plan van God? Dien dit enige doel tot uitbreiding van sy koninkryk op aarde? Wel vriende, op elkeen van hierdie vrae is dit 'n besliste ja-antwoord. 'n besliste ja-antwoord, want God is deur en deur heilig. Sy natuur, sy karakter spreek van heiligheid. God het die reg om heiligheid van jou en van my te eis, want hy is ons heilige God. Geheiligde lewens waardeur sy heiligheid uitgestraal word, was nog altyd die plan van God. Nou vriende, God wil sy koninkryk op aarde uitbrei. Nie deur engele nie, maar deur sy kinders wat hy met die kosbare bloed van sy seun Jesus Christus gekoop het. Hy maak van ons konings en priesters. En hy wil hê ons moet geheiligde, toegewyde volgelinge wees. So, as ons praat van heiligmaking, is dit nie net 'n blote 'n menslike idee nie. Dit is nie 'n prediker wat sê, my kerk se mense wat na my kerk toe kom, my lidmate moet heilig wees. Nee, as ons vir Jesus aanneem, raak ons nie net lidmate van 'n kerkie, maar deel van die liggaam van Christus, word ons kinders van God. Johannes 1:12 sê, as ons vir Jesus aanneem, gee God ons die mag om kinders van God genoem te word. En as God dan heilig is, sy engele is heilig, sy woning is heilig, kan hy sekerlik eis van jou en van my om heilig te wees. Vriende, so heiligmaking is uit die hart van God gebore. Ons moet dus spesiale aandag gee. Ek wil weer dit sê, ek en jy wat sê ons is kinders van God, moet geestelik groei, van babas in geloof na volwassenes in die Here. Ons moet spesiale aandag gee aan heiligmaking, maar veral op 2 dinge en oor 2 redes. Nommer 1, omdat ons God heilig is, en nommer 2, God vereis geheiligde volgelinge. Jy sien, kyk ons weer eens na God. En ons gaan net daarby stil staan vandag en dan gaan ons môre verder. Dan sê ons God is heilig. Aan watter eienskappe dink jy as jy aan God dink? Dink jy aan sy liefde? Dink jy aan sy genade? Dink jy aan sy barmhartigheid? Ja, elkeen van hierdie eienskappe is deel van God se karakter. Maar meer as wat die Bybel oor enige van God se eienskappe praat hy oor die heiligheid van God. Reeds daar in die eerste paar hoofstukke van die Bybel openbaar God homself as die heilige God wat sondes haat en dit nie voor sy aangesig kan verdra nie. Alhoewel hy die sondaar liefhet, het hy reeds besluit om 'n verlosser te stuur wat die mens kan verlos van hulle sondes. Gaan lees daarvan in Genesis 3. Nou vriende, dwars deur die Bybel word daar gepraat van God se heiligheid, en in die laaste boek van die Bybel, daar in Openbaring, bereik dit natuurlik die hoogtepunt, want dan sien ons daar dat die skare rondom die troon van God, hulle staan daar en ons hoor vir hulle sing van sy heiligheid en van sy heerlikheid, omdat dit God se mees uitstaande kenmerk is, vriende. Openbaring 4 en 5 kan jy daarvan lees. Daar roep hulle nie uit liefde, liefde, liefde vir God, of genade, genade, genade van God nie, maar almal stem saam en almal roep uit, heilig, heilig, heilig is die Here. So die skrif gee vir ons baie redes wat God se heiligheid bevestig. Hy word oor en oor, my vriende, beskryf as 'n heilige God. Eksodus 15:11, ek wil net so 'n paar noem vir julle vanmôre en vir julle lees, sê, o Here, wie is soos u, verheerlik in heiligheid, gedig in roemryke dade, een wat wonders doen.
1 Samuel 2:2 welbekend, wat sê, niemand is heilig soos die Here nie. Ja, daar is niemand buiten U, en daar is geen rots soos ons God nie. Hosea 11:9, pragtig. Hy kom sê vir ons, ek is God en nie 'n mens nie, die heilige in jou midde. God sê hy is God, hy is nie 'n mens nie, maar waar is hy? In ons midde, vriende. Hy sal ons nooit begewe, hy sal ons nooit verlaat, Hebreërs 13:5. Habakuk sê vir ons dan in 1 vers 12, hy sê, is U dan nie uit die voortyd nie, o Here, my God, my heilige, U wat terrein is van oë om die kwaad aan te sien. Jy sien, God was nog altyd daar. Hy is nie 'n mens dat hy gebore is nie. God is net altyd daar gewees. So vriende, as ek en jy die woord van God neem, hierdie onfeilbare Bybel, as ons hom oopmaak en hom lees, hom studeer en die woord van God liefkry en ons leer van God, sal ons lewens verander. As ons God so leer ken as die Heilige, dan wil ons ook net soos die Psalm 99, 'n Psalm tot eer van die driemaal heilige God uitroep. Verhef die Here, onse God, en buig voor die voetbank van sy voete, want heilig is hy. Dis natuurlik Psalm 99 vers 5. Dit is hoe ver ek vandag gaan. Môre gaan ons praat oor God se naam wat heilig is. Moenie die boodskapie mis môre nie. Ek hou hulle maar kort. Data is duur, maar kom ons leer in hierdie dae uit die woord van God wie hy is, hoe heilig hy is, en waarom ek en jy ook moet heilig wees en heiligmaking nastrewe. God seën U, God dra vir U deur. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om uit U onfeilbare woord te leer wie U is. Dankie dat U ook U Gees gestuur het om ons te oortuig van sonde en geregtigheid. Sonde omdat ons nie Jesus ken nie. Dankie Heilige Gees dat U ons oortuig dat ons Jesus moet aanneem. Dankie Jesus dat U die gewillige God is, wat die lam van God is, wat ons sondes vir ons weggeneem het, wat kom om ons te red en te reinig en kinders van God te maak. Vul ons dan opnuut vandag met die Gees, leer ons en lei vir ons en dra vir ons deur, o Here, elke dag. Leer ons die woord, skryf met die tafels van ons harte en maak ons U wil bekend. Dit bid en vra in U naam, met danksegging Jesus. Amen. God seën julle, God dra julle deur.